Goeiemôre julle. Goeiemôre. Vanoggend is dit ek nou nie ek die een wat op en af spring voor die tyd en die verjaarsdag doen en al sulke goed nie. Ek wil maar net waarsku vandag, as daar so 'n bewetjie in my stem gaan wees en as ek so 'n paar sekondes gaan moet stil raak om my trane binne te hou, dan is dit nie trane van negativiteit of onsekerheid of enigiets nie, maar is trane van dankbaarheid. En die woord wat die Here vanoggend op my hart geplaas het is ek hier om te getuig vanoggend van God se goedheid. So as ek julle nie in die oë kyk nie, verskoon my, want as ek julle in die oë gaan kyk, dan gaan ek chunk. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Dankie Jesus dat U goed en dat U getrou is, Hemelse Vader. Dankie dat U liefde is. Dankie dat U krag is. Dankie dat U vrede en vreugde is, Hemelse Vader, en dat ons vanoggend regtig in worship net U teenwoordigheid so tasbaar kon ervaar het. Dankie vir 'n amazing worship team, Hemelse Vader. Bless hulle. Dankie Jesus dat ons hier saam kan wees vanoggend as boeties en sissies in Christus, Hemelse Vader, en saam uit die woord van God uit kan leer. Hemelse Vader, help ons om ons harte oop te maak vanoggend vir wat U vir ons wil kom sê, Hemelse Vader. Mag ons hier uitstap, Hemelse Vader, nie met paar mooi woorde wat Morney gespreek het nie, Hemelse Vader, maar mag ons uitstap met 'n nuwe openbaring van wat U plan is vir een en elk van ons se lewens, Hemelse Vader. Dankie dat U 'n plan het. Dankie dat U plan goed is. Dat U lief is vir ons, Hemelse Vader. En wanneer ons U kies en ons lewe neerlê, Hemelse Vader, dan begin ons daai plan sien raak vat in ons lewe, Hemelse Vader. En dis wanneer die wonderwerke begin gebeur. En waar U op 'n spesiale manier deur ons kom werk vanoggend. Ons bid Heilige Gees kom praat deur my. En mag ek niks sê wat nie nodig is om te sê nie, Hemelse Vader, maar mag ek niks anders doen as om te getuig van die lewendige Jesus wat ons dien vandag hier in Leefgemeente. Dankie Jesus in U wonderlike naam. Amen. Amen. Myself beloof ek gaan nie huil nie, maar dit gaan al klaar nie goed nie, so not a good start. Anyway, julle, ek wil begin vanoggend deur te getuig, en ek weet nie van julle nie, maar worship was vir my regtig besonders geweest vanoggend, so dankie Kobus en Chantel en team, ek gaan nou nie almal noem nie, dis regtig spesiaal wat julle doen, en ons waardeer julle regtig baie, so keep up the good work. As julle ooit gewonder het of daar iets gebeur hier by Leefgemeente en of wil enigiets goed uit Leefgemeente uitkom, dan wil ek julle met almal gou hiernatoe kyk en julle moet hiernatoe kyk vanoggend. Nê? En dis nie uit 'n plek van hoogmoedigheid of uit 'n plek van ek het enigiets bereik al in lewe nie. Maar ek staan vanoggend hierso en my journey het begin by Leefgemeente toe ek graad 1 of 2 seentjie, ek kan nie eens onthou nie, by 'n tannie in die kar geklim het en 'n lelike hemp aangehad het. En ek, Tannie Lise, sy het my gesien in my hemp, en sy het gesien, dis 'n seentjie vir wie sy moet bid. Toe ek graad 1 of 2 was. En so het ek, saam met Tannie Lise, lifts gekap, jeug toe, ek dink dit was op 'n maandag aand altyd gewees, en ek het lifts gekap, Tannie Lise en soveel ander mense het aangehou bid, vir die klein seentjie met 'n vieslike hemp, is 'n hand-me-down hemp gewees. Ek het nie geweet wat ek dra nie. Dis waar my avontuur begin het. En so hele paar jaar later staan ek hier vandag. En as jy getwyfel het dat God besig is om te werk deur sy kerk, dan wil ek vandag jou goeie nuus gee. God se kerk is aan die brand. God is besig met sy kerk en dit hang nie van mense af nie. Hy is besig, hy is opgewonde oor sy kerk en ons goeie goed wat uit sy kerk uitkom. Hy is lief vir sy kerk en hy los nie sy kerk alleen nie. Hy is excited wanneer hy na sy kerk kyk, hy is lief vir sy kerk. Ons moet opstaan. Ons moet vat wat die Here vir ons het. En ons kyk vandag na 'n storie in die Bybel en ek gaan nie die hele storie in die Bybel lees, dis baie hoofstukke. Ek gaan my weergawe daarvan opsom. Ek het gesit en ek het regtig probeer uitvat wat belangrik is, maar ek wil julle aanmoedig, gaan lees Exodus self.
Dis so beautiful hoe alles in lyn kom, want Misha het gedeel van Moses en Dene het gepraat van Moses en Dain het gepraat van Moses en Moses se storie is ongelooflik mooi. En ek gaan volgende bietjie met julle gesels uit Moses se storie uit. En baie van julle ken die storie. Maar gaan lees dit weer en kyk wat openbaar die Here vir jou uit Moses se storie uit. Soos julle weet, in Egipte gewees, was daar 'n farao gewees en daar was 'n nuwe farao aangestel en die farao het so bietjie ongemaklik geraak met die groei van die Israeliete in Egipte. En hy het toe 'n reël ingestel wat gesê het alle babas onder 2 jaar en so mag nie leef nie, maar dis alright as die meisies, die jong dame babas leef, né? En hy het die reël ingestel en ons 'n paar tyd wat verloop het hy besef maar die reël werk nie regtig nie. Die Israeliete groei nog baie sterk. Hulle is gelukkig en hulle groei in populasie. Sy plan om babas 2 jaar en jonger dood te laat maak of mag nie lewe nie, het nie lekker gewerk nie. En hy in daai tyd van hierdie reël wat ingekom het van babas mag nie leef nie, is vir hom waar Moses se lewe begin het. Dis waar Moses se journey begin het. En dis belangrik dat ons besef dat Moses se lewe en sy avontuur het nie op 'n lekker voet begin nie. Stem julle saam dat as jy gebore word in 'n tyd wat alle babas onder 2 jaar en onder gebore was, moet jy besef jou lewe is in gevaar. En sy ma het geboorte gegee aan Moses en sy het na die baba gekyk en gesê, maar hierdie is 'n special baba. Daar's iets anders aan hom. En Moses se ma het vir maande lank probeer om vir Moses veilig te hou by die huis, maar toe sy besef dat sy nie vir Moses meer kan veilig hou by die huis nie, toe maak sy vir hom 'n mandjie en sy laat gaan hom in die Nylrivier. En Moses se suster sit toe en kyk na die mandjie en wag toe Farao se dogter by die Nylrivier kom en sien, hier's 'n random baba en Moses se suster gaan toe op na Farao se dogter toe en sê maar soek jy iemand wat na die babatjie kan kyk. En op 'n wonderbaarlike manier toe Moses se ma vir Moses in die Nylrivier en almal wat ouers is so, wow, wat 'n faith move is daai nie om jou babatjie in die Nylrivier in 'n mandjie te laat afgaan nie, né? Hierso kom Moses se suster en sê maar ek het iemand, 'n Israeliet wat die babatjie kan groot maak en die babatjie wat gegaan het, kom weer terug na sy ma toe op 'n beautiful special manier en Moses se ma het die voorreg om in 'n tyd wat Israeliete en mense nie hulle babatjies kan groot maak, kry sy tyd om vir Moses groot te maak. En Moses word toe groot onder sy ma en it's beautiful hoe die Here dit georchestrate het. En dan raak hy nou so groot dat hy moet na die huis van die farao toe gaan en hy is toe geadopt deur die farao se dogter en hy is toe die farao, 'n Egiptenaar se kleinseun. Wow, né? God het 'n plan. God het 'n plan. En in hierdie tyd wat hy hierso by die farao in die huis is, sien hy hoe sy mense sukkel. Hy sien hoe die Hebreërs en die Israeliete sukkel want hulle is slawe en farao probeer die populasie van die Israeliete in Egipte laer maak, maar vir een of ander rede is hierdie mense nogal sterk, né? God se kerk is sterk, God se mense is sterk, né? En alles wat hy probeer om hulle te onderdruk is net, hy kry dit nie reg nie want hulle is nogal sterk. En Moses raak frustreerd op 'n stadium met die manier hoe die Egiptenare vir die Israeliete hanteer en hy verloor sy meer vir 'n oomblik en hy maak een van die slawedrywers dood en hy begrawe sy liggaam in die sand, né? 'n oomblik van frustrasie pleeg Moses moord. Nogal 'n groot sonde. Nie dat daar groot en klein is nie. En hy bære en volgende dag kom en een van die God se mense beklei met mekaar en Moses sê vir hom, luister hierso, hoekom beklei jy met jou vriend? En die Israeliet sê vir hom toe, maar gaan jy ons ook doodmaak of gaan jy ook weer moord pleeg, né? En Moses besef, almal weet ek het moord gepleeg en ons moeilikheid, ek moet hierdie plek
verlaat. En Moses verlaat toe Egipte en hy gaan daar na 'n plek Midian, hoe kom mens dit uitspreek? Ek weet nie of julle Bybels ook so lees nie, al die moeilike woorde skiep jy, né? Dis soos hulle het gegaan na whatever toe, né? Hulle het na daai plek toe gegaan. En Moses gaan daar so en hy gaan sit by 'n well, né? Hy gaan sit by 'n watergat en dan kom 7 dogters van daai plek, hulle pa was die priest van daai area gewees en dan kom shepherds om hulle te pla terwyl hulle water skep en Moses jaag hulle weg en hoe divine gaan hierdie dogters huis toe na Jethro toe en hy sê Hoekom was julle so vinnig terug? Nee, Moses het ons gehelp. En hy sê nee, gaan haal vir Moses en Jethro sort vir Moses uit met 'n vrou. Dis gemaklik en vinnig, né? Ons soek deesdae baie ver vir ons lewensmaat. Prys die Here. En hy sort hom uit en Moses is hierso in 'n vreemde land saam met vreemde mense. En ek verduidelik vir altyd vir die kinders, imagine gou, jy word nou ewe skielik uit Suid-Afrika uitgevat en jy word daar in die middel van Japan gesit en jy verstaan nie Chinees of wat, ek weet nie wat se taal hulle daar praat nie. En jy probeer met hulle kommunikeer, hulle verstaan nie Engels nie en goed is deurmekaar en jy uit jou gemaksone uit waaraan jy gewoond is en jy kom nou net uit 'n plek uit van waar jy weggehardloop het van moordpleeg. Ek kan nie dink dat dit 'n gemaklike plek is om te wees nie. En dis nou opgewonde om te dink jy kry nou 'n vroutjie en maar dit is nog steeds 'n foreign person in a foreign land. Nie gemaklik nie. En is baie keer van ons wat hier sit, voel jy op hierdie stadium jy's 'n vreemde mens in 'n vreemde seisoen in 'n vreemde dorp, né? Ons voel vreemd, ons voel ongemaklik partykeer. Dalk voel jy foreign in jou eie huisgesin, né? Hoekom ek dit sê, ek wil jy moet jou net vereenselwig met Moses se storie vanoggend, né? En Moses tyd het verby en Moses het kinders gekry en dit het gelyk asof goedjies begin goed gaan. En hierso eendag sê hulle Moses het 'n bietjie verder gegaan om die vlok en die kudde en goed te herder en goed en hier begin 'n bosbrand, né? En ek vat dit nie lig nie, dis 'n baie spesiale oomblik, maar ek wil nie fokus op die deel wat kom vandag nie, né? Ek wil fokus op hierdie deel van Moses wat uitdagings en moeilike tye gehad het, né? Ons weet, daar kom ongelooflike mooi goed, wat Moses die Israeliete uit Egipte uitlei, en ongelooflike mooi testimonies van manna wat uit die lug uitval, en water wat uit 'n klip uitkom, en stokke wat in kieries wat in slange verander, en al hierdie mooi wonderwerke, wat gebeur het, maar in hierdie oomblik, terwyl die bos brand, is God besig om vir Moses te roep. Hy is besig om vir Moses te roep in iets in, en al wat Moses doen, is hy dink verskonings uit. Nee? Al wat Moses doen, is, hy dink verskonings uit, hoekom hy nie goed genoeg is, om te doen waarvoor God hom roep nie. Nee? En dit gaan baie, ek gaan nie almal noem nie, dit gaan, nee, hierdie verskoning, nee, daai verskoning, nee, ek het nie goeie spraak nie, dan sê God vir hom, okay, maar ek gee vir iemand wat vir jou gaan praat. Dan is hy nog steeds huiwerig oor die roeping wat God op sy lewe het. God het hierdie hele lyn van wonderwerke wat hy vir Moses gee en sê, Moses, as hierdie gebeur, dan gaan ek hierdie doen. As hierdie gebeur, dan gaan ek hierdie doen. Nee? Gaan lees self, gaan kyk gou hoeveel wonderwerke het God in Moses se sak gesit en gesê, as hierdie situasie kom, dan het ek vir jou hierdie. As hierdie situasie kom, dan het ek vir jou hierdie. Nog steeds is Moses so half huiwerig en hy stem toe in om in te gaan en Egipte te doen. En God se mense uit Egipte uit te lei. Soos julle weet, was daar 10 plaae gewees. Farao se hart het baie keer amper gelyk asof daar 'n deurbraak gaan wees en dan verhard dit. Dan lyk dit asof daar 'n deurbraak is, dan verhard sy hart weer. En is baie vir ons vanoggend hierso wat hier sit, is in daai plek. Dit lyk asof al deurbak is. Yes, pastoor is yes. Nee. Jo, daar's voorsien. Yes, nou het ek al weer te kort hierso. Dit lyk so ons is op die knife edge van 'n wonderwerk wat gebeur, maar dit gebeur net nie, né?
En dis uit daai plek uit wat ek vanoggend met julle so 'n paar bemoedigings wil deel uit Moses se lewe uit. En soos ek gesê het, ek wil julle aanmoedig gaan lees Eksodus self. Dis nie 'n moeilike boek om te lees nie. Daar is nie baie geslagsregisters nie, regtig nie. Gaan lees. Daar is 'n bietjie, maar dis lekker geslagsregisters. Lekker. So die eerste bemoediging wat ek vir julle wil deel vanoggend is God sees the bigger picture. Nee, God sees the bigger picture. Wat ook al jy jouself nou in bevind, nee? Ek kan nie myself indink hoe moes Moses gevoel het nie, nee? Hy moes 'n huge identiteitskrisis gehad het. Stem julle saam? 'n Hebreërse baba wat in die Nyl laat afgegaan het, in die Egiptenaar se hande weer terug in Hebreërs se hande in, en dan weer terug in die Farao se paleis in, dan maak hy iemand dood, en dan vlug hy uit Egipte uit, in 'n vreemde land in. Moses het nie noodwendig altyd geweet wie hy is, en waar hy inpas nie. Moses het nie altyd so waardig gevoel nie, want hy het moord gepleeg. Nee? Hy kon nie by sy eie mense wees nie. Moses het klomp uitdagings gehad in sy lewe, en goed was moeilik, en toe God vir Moses roep, en sê, maar ek sien die groter prentjie, ek sien hoe jy my volk uit Egipte uitlei. Toe sê Moses, Here, ek het moord gepleeg, ek weet nie eintlik wie ek is nie, ek weet nie waar ek vandaan kom nie, en ek sien nie heeltemal die plan wat U vir my lewe het nie. En dit is baie van ons vanoggend hierso, wil ek vir julle sê, dat God sees the bigger picture. Sien, toe God vir Moses geroep het hy nie vasgekyk aan sy verlede nie, maar hy het gesien wat hy nog deur hom wil doen. En baie van ons sit vanoggend hierso, en ek deel hierdie vanoggend uit 'n plek van ek trou onlangs nie, ek trou binnekort. En my verlede lyk nie baie mooi nie. Goed in my verlede het nie baie oulik en goed uitgewerk nie. En hier is ek, en ek wil trou, maar hoe kan ek 'n goeie man vir my vrou wees? Hoe kan ek vandag hier staan op die verhoog en getuig van God se goedheid as my verlede lyk soos dit lyk? Maar weet jy wat? Ek het tot die harde realiteit gekom dat God sien die groter prentjie. Nee? En as Moses aanhou vasgekyk het aan sy minderwaardighede, aan sy tekortkominge en die goed wat hy nie het nie en die verlede wat hom definieer, dan sou hy nie God se mense uit Egipte uitgelei het nie. God sees the bigger picture. In 2 Corinthians 5 verse 16 to 19 says, so we have stopped evaluating others from a human point of view. Dis belangrik. Ons kyk na situasies en mense in ons lewe van 'n menslike perspektief af. God sien die groter prentjie. Hy sien iets uit 'n ander perspektief af. Hy kyk van die prentjie van bo af en hy sien hoe alles uitspeel. At one time we thought of Christ merely from a human point of view. How differently we know him now. Wanneer jy Jesus ken. Voor ek Jesus geken het, toe ek in die sonde gelewe het ek na Jesus op een manier gekyk. Toe kom hy in my lewe in en hy doen drastiese veranderinge. Hy verander my, nee? Hy verander my, hy kom doen 'n beautiful werk in my. Hy kom maak my vry van my verlede, van my trajectory, van my toekoms waar my familie in op pad is. Hy sê wow. En dan gebeur hierdie. This means that anyone who belongs to Christ become a new person. The old life is gone and the new life has begun. Moses, ek weet jy voel minderwaardig, ek weet jy het moord gepleeg, ek weet jy het 'n identiteitskrisis, ek weet jy voel minderwaardig, maar ek het 'n groter plan vir jou lewe. The old has passed and the new has begun. Julle, ons kan nie dat ons verlede ons definieer nie, maar ons kan dat Jesus ons lewe 'n getuienis maak van sy goedheid en sy guns, van sy genade. En ek is hier so vanoggend om vir jou te sê, God sees the bigger picture. So hy sien, as jy uit 'n familie kom, waar daar nie goeie paas en maas is nie, waar daar verslawing is, waar daar losbandigheid is, en ons kan by die lykie afgaan, ek praat dalk van my eie lewe, nee, ons kan afgaan by die lyntjie. The old life has passed. The new life has begun, en die Here het 'n plan en 'n roeping op jou lewe. En ons moet uit hierdie gaatjie uitkom en sê, wow,
Die ou lewe het regtig verbygegaan en God het 'n nuwe plan en 'n mooi plan vir my lewe. Maar as jy hier gaan bly, weet jy wat, en gaan fokus op jou minderwaardighede, jy gaan fokus op jou tekortkominge, dan gaan dit maar net oorspoel in jou familie in. Jy gaan ook maar net 'n slegte pa wees. Sorry dat ek dit so duidelik sê, maar dis die waarheid, né? Jy gaan ook maar net verval in verslawing, losbandigheid, moeilike dinge. Maar God sê, wow. In me, I made you a new creation. So ek het nuwe planne vir jou, ek het nuwe doel, ek het 'n nuwe purpose vir jou. Ek het 'n nuwe purpose vir jou. Jy is nie 'n moordenaar nie, jy het nie identiteitskrisis nie. Ek weet presies wie jy is. Jy's 'n kind van God. Ek weet presies wie jy is, Moses. Ek weet presies waarvoor ek jou roep en ek weet presies wat jy gaan doen. En ek weet jy gaan die klip slaan. Jy gaan weer foute maak. Jy gaan nie die promised land in gaan nie. God bly goed. Hy is so lief vir jou. Sien, God wil nie hê ons moet in 'n gaatjie sit en ponder op al ons tekortkominge nie. Hy wil hê, hy sê altyd, elke ouetjie maak 'n foutjie. Dit gaan nie oor hoe jy val nie, maar dit gaan oor hoe jy opstaan. En die Here wil hê ons moet opstaan en sê, Here, ek is jammer vir wat ek gedoen het. Here, help my om dit nie weer te doen nie, maar ek draai nie weg van U af vir die slegte dinge wat ek gedoen het, maar ek draai na U toe. Ek het 'n repentive hart, ek vra om vergifnis vir wat ek gedoen het. Here, help my om dit nie weer te doen nie. Maar ons kan nie in die gat bly waar ons sê, Here, ag, ek is so sondig, ek het soveel verkeerde dinge wat aangaan in my lewe nie, en jy fokus net op al jou minderwaardige en tekortkominge, en jy kan nie loop in die roeping wat God vir jou lewe het nie. Daar's 'n tyd in my lewe wat ek daardeur gegaan het. Ek gaan elke nou en dan weer daardeur. Sê, Here, kyk waar was ek? Het ek enige voet om op te staan om te sê wat ek sê vanoggend? Sê die Here. En hier's baie van julle wat dit vanoggend moet hoor. The old has passed. Ons nuwe dinge wat gebeur. Die Here wil iets deur jou doen. Iets jou doen in jou familie wat die vorige generasies in jou familie nog nie gedoen het nie. The God's busy with a new thing. En hoor gou hierso verder in 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 19 sê, and all of this is a gift from God. Jy hoef niks te doen nie. Ontvang net die geskenk, ontvang dit net. Dis verniet vir jou. Dis gratis, mahala, né? Net vir jou, né? And God has given us the task of reconciling people to Him. Ons het 'n roeping, ons het 'n nuwe doel in Jesus, want hy het ons 'n nuwe mens gemaak, so ek het 'n nuwe purpose, ek het 'n nuwe doel wat ek moet uitleef. Ons kan nie ponder op ons tekortkominge. Ons kan nie nog vassit in Egipte as God ons wil uit Egipte uitlei nie. Come on, Jesus is goed. We need to be healed from our insecurities and our shortcomings and our pasts because God wants to do a new thing. Come on. Volgende bemoediging wat ek by julle wil los vandag. God's grace is enough. Nee? Ek weet nie van julle nie, maar ek diskwalifiseer my baie gereeld van God se genade af. Ek diskwalifiseer my baie gereeld en sê, Here, hierdie wat ek gedoen het toe ek in graad 11 was, kan U my regtig vergewe daarvoor? Dit is so huge. Here, ek voel partykeer nog so skuldig en swaar. Here, is ek regtig? Moses moes met sy hele hart geglo het dat God regtig 'n nuwe roeping het vir hom en dat hy regtig 'n nuwe purpose en doel het vir hom om uit te geleef het wat God in uit sy mense wil red uit Egipte uit. Nee? God's grace is enough for you. God se genade is genoeg vir jou. En maak nie saak hoe sleg jy was nie, maak nie saak wat dinge jy gedoen het nie. Ek kom nie vanoggend en ek sê dis reg en goed, hou aan Sondag nie. En ek probeer nie prosperity teach vandag nie. Maar wat ek wel vir julle wil sê is, die vyand wil jou hou in hierdie gaatjie waar jy dink God se genade is nie genoeg vir jou nie. Wat sê, weet jy wat? Dit wat jy gedoen het, is jy regtig vergewe daarvan? Dink jy God se genade dek dit regtig? En as hy jou in hierdie plek van twyfel het, as jy jou in die plek van onsekerheid het, dat God se genade nie genoeg is vir jou nie, dan het hy jou. Nee?
Dan is dit soos 'n lekker ketting op jou hak en jy wil gaan vir Jesus, maar jy wil gaan vir Jesus, maar alles trek jou terug. God's grace is enough for you. God se genade vergewe al jou sondes. Dit vergewe Moses se gedagtes, Moses se lelike goed wat hy dalk gedink het oor die Egiptenare, dit wat hy gespreek het oor hulle, die moord wat hy gepleeg het, al die ander dinge, daar waar hy nie vertroue gehad het in God nie, daar waar hy God half een kant toe gesit het en sê, Here, ek probeer hierdie by myself uitfigure, daai spasie wat ons maak tussen ons en God, God sê, my genade is genoeg om elke deel wat jy tekort kom, te dek. Jou verlede is gedek in my genade, because it's a testimony now. Nee? En ek justify niks wat ek gedoen het nie. Niks. Maar prys die Here dat sy genade goed genoeg is vandag, dat ek en jy hier kan staan en loop in ons roeping, want God se genade is genoeg. 2 Corinthians 12 verse 9 to 10, each time he said, my grace is all you need. Nee? En ons het baie swakhede, en ons het baie gaps, maar hoor gee so, my power works best in your weakness. Nee? My power works best in your weakness. So now I'm glad to boast in my weakness, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weakness, and in the insult, hardship, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. Sukkel, ons sukkel, nee? Hierso, niemand kan hier vanoggend sit en nie jou hand opsteek en sê, jy sukkel nie. Jy word nie vervolg om vir Jesus te kies nie. Nee? Ek was gisterand aangevat omdat ek vir Jesus volg. Nee? Dit is in die orde van die dag dat ons vervolg word vir wat ons kies. Nie vir wat ons kies nie, vir wie ons kies. Nee? But I boast in my weakness, because for in my weakness Christ is. God het geweet, Moses het baie tekortkominge, en hy het baie gaps, en hy gaan verkeerde besluite maak, en die mense wat hy lei gaan verkeerde besluite maak, en daar gaan 'n paar goedjies nie gaan according to plan nie, dis hoekom hy so 'n paar wonderwerke in Moses se sak gesit het, en sê, vertrou vir my, want ek het 'n antwoord op elke ding waarvoor jy nie 'n antwoord het nie, ek het 'n plan vir elke plek waar jy dink daar's nie 'n plan nie, ek het voorsiening vir elke plek waar jy nie voorsiening het nie, ek het genesing vir elke hartseer wat ongenees is in jou hart. God het 'n plan. Sy genade is vir ons genoeg. En daai weakness en daai gap wat jy het, God se genade is daar vir dit. Nee? Hy vul daai gap op. Hy sê, my kind, ek het my seun gestuur om aan die kruis te sterf vir jou, sodat daai weakness opgelig kan word. My yoke is easy and my burden is light. Kom na my toe, ek het jou. Nee? For when I'm weak, then I'm strong. Maar as ons in hierdie plek gaan wees van moping oor ons insecurities en ons tekortkome, dan gaan ons nie sien dat ons kan sterk wees vir God nie. Nee? Ons moet ons oë afhaal van daai goeters af, wat daaronder is en wat verby is in die ou goed. En ons moet ons uitstrek na wat voor is, ons moet losmaak van wat agter is en ons uitstrek na wat voor is, want God het beautiful planne vir ons en sy genade dek elke ding in jou lewe wat jy voel jy tekort kom. Dankie Jesus vir die genade. See, God made us for more. Nee? God made us for more. En kan ek gou vir julle harde realiteit gee vanoggend? My eerste jaar uit skool het ek gedink ek gaan in 'n mansion bly teen die tyd en ek gaan 'n Lamborghini ry. Nee? Want ek wou net beter wees as my familie. En baie mense kan dink en sê, maar ek dog God het jou gemaak vir meer. En sê, waar is jou mansion en waar is jou Lamborghini? En ek weet hierdie bemoedig baie mense vandag, maar God se gemaak vir meer is nie 'n mansion of 'n Lamborghini of die sogenaamde Fortuner of whatever nie. Nee? Sorry vir almal wat Fortuners ry, ek's ongelooflik lief vir julle. Nee? Ek hou ook van 'n Fortuner. Nee? Kan ek dit sê? God se plan lyk anders as ons plan vir ons lewe. En ons kan nie vashak by sê, is ek regtig gemaak vir meer as ek nie hierdie dinge het nie? God made us for more, not for our purpose, but for His purpose. Nee?
reconciling his people. Lees dit in Korintiërs, daar sê dit, né? Daar sê dit. Reconciling his people to him, to God. Dis waarvoor ons geroep is. God se genade is vir ons genoeg en ek gaan afsluit met hierdie, Moses het nog so gepraat oor sy spraak en toe sê God, kyk hoe kom God se genade deur. Ek gee vir jou 'n Aaron om vir jou te praat. Maar weet jy wat doen ons baie keer? God het vir ons die genade en hy gee iemand ons nou sê, Here, maar ek wil nie nou die genade hê nie. Ek sal jouself aankarring op my eie, né? God se genade sien ons in mekaar. Ons sien dit in mekaar se hande hoog op te hou en ek het 'n ongelooflike beautiful mense rondom my wat my hande opgehou het wanneer ek gevoel het ek wil opgee, né? 2 jaar terug sou ek dalk nie meer in Riversdal gewees het en 2 beautiful mense het hulle huis oopgemaak vir my. Dis die Here se genade. Nimmy het die Here se genade gesien vir 'n graad 11 seun wat 'n dissiplinêre verhoor gekry het by die skool omdat hy onwettige middels rondgery het op 'n XR. Die Here se genade is genoeg vir jou. En jy moet dit glo vanoggend. En dit bring my by my volgende punt. Take responsibility. Ons leef in 'n dag en tyd wat verantwoordelikheid nie verantwoordelikheid is nie, né? Ons leef in 'n dag en tyd wat jy 'n commitment maak en jy sê ek is in vir hierdie en dan wanneer goed net so 'n bietjie shaky raak dan sê jy cheers, ek's uit, né? Jy commit om by iemand te wees en wanneer goed taaf raak, sê jy, sukkel jy maar op jou eie, ek het my eie goed om mee te deel, né? Ons leef in 'n dag en tyd waar daar baie believers is. Ek kan vir julle die harde realiteit gee. Die duiwel is ook 'n believer, né? Die duiwel glo ook in Jesus en hy glo ook in God en hy glo wat Jesus gedoen het. Maar weet jy wat sonder ons af van die duiwel is ons is nie net believers nie, ons is followers, né? Ons is nie net believers nie, ons glo nie net nie, want die duiwel glo ook in God en Jesus, maar ons is followers. So hoor gou wat sê Matteus 16 vers 24 tot 26. Then Jesus said to his disciples, if anyone wants to be my follower, you must give up your own life. Nee, you must give up your own life. Take up your cross and follow me. Sien, die duiwel volg nie vir Jesus nie. Hy's op pad in sy eie mission en hy's op pad met sy eie plan en sy eie dinge, maar hy's ook 'n believer. En ek wil hê nee, nie ek wil hê nie. Die Here se hart is dat ons nie net believers sal wees nie. Dat ons nie net die Bybel sal blaai en sê, hierdie klink convincing, hierdie klink oulik en hierdie klink mooi nie. Maar soos van, wow, hoe kan ek hierdie toepas in my lewe? Hoe kan ek my kruis opneem en loop en kies waarvoor God my geroep het om te doen? En weet jy wat doen 'n believer? Blaai deur sy Bybel en ek sê nie ek kry hierdie altyd reg nie, julle. Ek staan nie hierso en claim ek het al iets bereik in die lewe nie. Ek staan nie hierso en sê ek het lewe uitgefigure en ek staan hierso en ek kry altyd alles reg nie. Ek beloof ek doen nie, ek kry dit nie reg nie en ek gaan dit nooit reg kry nie. Dis hoekom ons net so nou nog gepraat het van God se genade. Maar 'n believer blaai deur sy Bybel, sit hom neer en gaan leef maar sy eie manier. God sê take responsibility en dit wat ek jou voor roep. Take up your cross, lay down your life en volg my. Né? Die Jesus se eerste disippels geroep het as hulle besig om vis te vang. En hulle vang vis, dis al wat hulle ken, dis al wat hulle van weet. Hulle ken net van visvang. En Jesus sê, "Come, follow me." Hulle het nie of geaan nie, hulle het hulle nette neergegooi en hulle het vir Jesus gevolg. Hoeveel van ons, ek en Kleis, ek steek eers my hand op, as Jesus ons roep, dan is ons nog besig met ons nette, né? Ons wil gou die laaste visvang nog vang, né? Ek wil net tot 10:00 werk vanaand, my familie kan wag. Wow, jy hoef nie te streef na iets nie. God het vir jou voorsiening, daar's genade van God se kant af. En ek weet, besigheid moet hardloop, né? Rekeninge moet betaal word. Die oes lyk nie altyd so mooi nie.
Die bande bars gereeld. Kinders se skoolgeld moet betaal word. Kos op die tafel. Nee? Maar as Jesus jou roep, gaan jy besig wees met die nette? Gaan jy besig wees om met jou eie ding, waarvoor jy nou al so lank gemaklik is en so? God sê, take up your cross. Jy gaan nog nie die groter prentjie sien nie. Jy gaan nie verstaan waartoe ek jou roep nie. Jy gaan nie verstaan hoe jy my mense uit Egipte gaan lei nie. Moenie worry nie, ek's by jou. Moenie worry nie. Al wat ek wil hê jy moet doen is, take responsibility. Vat verantwoordelikheid vir dit waarvoor ek jou geroep het. En weet jy wat doen ons? Ons is hier so in ons lyn, wat doen daai ene? Dit lyk lekker, kom ek gaan in hierdie lyn in. Ewe skielik besef jy, maar hierdie lyn is ook nie so lekker nie, dan spring jy weer na 'n ander lyn toe. Dan besef jy, maar hierdie ou se roeping en wat hy voorgeroep is ook nie so lekker nie, dan spring jy weer na 'n ander ene toe. Maar God sê, take responsibility for your lane. Nee? Vat verantwoordelikheid vir wat God jou voorgeroep het. Want, jy kan daai laaste slide opsit, hy is eintlik tweede. Sien, wat ek eintlik met julle wil deel vandag is dat insecurity, tekortkominge, al hierdie dinge maak 'n void, né? Dit los 'n void vir ons om te beweeg en te funksioneer en waarvoor God ons geroep het. Insecurity steals identity and a broken identity steals from unity. En wat soek God in die kerk? Hy soek eenheid. So hy weet, as hy God se kinders 'n identiteitskrisis kan gee, as hy vir Moses kan glo dat God hom nie gered het nie, en dat God se genade nie genoeg is vir hom nie, en as hy Moses kan glo dat God nie die groter prentjie sien nie, en dat God nie in beheer is van sy lewe nie, dan gaan hy die unity in die kerk kom steel, dan gaan hy die eenheid in die kerk kom steel. So wat is ons verantwoordelikheid? Wat is ons responsibility? Gaan sit by Jesus en vra genesing vir die goed waaroor jy onseker is, die goed waar jy tekort kom, die minderwaardighede in jou lewe. Want dis al wat hy wil hê jy moet doen. Take responsibility for that. And then he can restore the unity in the church. So jou verantwoordelikheid is teenoor Jesus en teenoor niemand anders nie, maar as hy jou hier het met jou insecurity en jou minderwaardighede, dan kan jy nie uitstrek vir wat voor is vir die unity wat hy het vir die kerk nie. En ons moet inhak by mekaar en sê, weet jy wat doen jy as jy insecurity het? Ja, ek uit, né? En sê, ek deel gou eers met my eie ding, maar as ons ingehak is by mekaar, en ons sê soos, wow, ons hou mekaar op, hierdie armpie raak, okay, hou my bietjie op, hierdie goed raak taf, ons hak mekaar in, ons dra mekaar se laste, maar al wat jy moet doen is, take responsibility waarvoor God jou geroep het, stay in your lane. Sien, God chooses to partner with ordinary people to see His divine plan play out in this world. Ek's 'n normale seentjie wat 'n verkeerde hemp gedra het en op 'n Volkswagen bussie geklim het op pad jeug toe. En prys die Here dat ek vandag hier kan staan en getuig van God se goedheid. Nie oor ek wat goed is nie oor ek wat iets oulik en mooi gedoen het nie, want ek het alles behalwe dit gedoen. As ek my verdiende loon moes gekry het, dan sou ek al lankal nie meer moes gestaan het nie en dalk dood onder 'n brug gelê het, en dis die realiteit. But God sees the bigger picture. God's grace is enough for you. But He wants us to take responsibility for what He has called you to do, so that we can as a church move forward, so that we as a church can go, and if we are on fire, we can set the world on fire. Maar as ons almal hier binne inwaarts kyk en net fokus op ons, ek sê dit baie, minderwaardighede, tekortkominge, ons insecurities en daai goed, dan gaan ons nie die wêreld aan die brand kan sit nie, want ons gaan ons huisgesin lei uit 'n plek van ek is nie goed genoeg nie. Ons gaan ons besighede lei uit 'n plek van ek is nie goed genoeg nie. Jy gaan jou vriendskappe seermaak omdat jy voel jy's nie goed genoeg nie. God sien die groter prentjie en sy genade is goed genoeg. See, God doesn't call the qualified, He qualifies the called.
'n baie welbekende ding en dit klink so cliché, maar jy moet vanoggend besef, dat maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou verlede is nie, maak nie saak wat jy gedoen het en waar jy vandaan kom nie, maak nie saak wie jou pa of jou ma is nie, maak nie saak wat se kar jy ry nie. Ek het so 'n bakkie gery op 'n stadium, as ek in hom geklim het, dan val die ander deur oop, en as ek afgrond toe gekyk het, dan sien ek die teerpad, en ons het gedink, ons het buurtwag gery, ek en Felix, en dan steek ons 'n ou golfstok in die grond, en dan spar ons so sparks by die bakkie uit, né? Maak nie saak wat jy ry nie, of waar jy vandaan kom nie. God calls you to something bigger. En jy gaan nie noodwendig altyd die volle prentjie sien nie, but you know what? God sees the bigger picture. En daar waar jy tekort kom, is daar genade en oorvloed vir jou. Né? En hy roep jou, en jy is deel van sy plan. Elkeen hier so vandag, elke liewe een, is deel van God se plan. Ek wil hê julle moet dit glo vanoggend. Want sien, Moses se avontuur, as ons dit so kan noem, het dit begin in die Nylrivier. Myne het begin as 'n oorgewig graad 1 seentjie wat in 'n Volkswagen bussie ingeklim het. En nie geweet wat vir hom wag nie. Net so het Moses nie geweet wat vir hom wag nie. So sit baie van julle vanoggend hier, so julle weet nie wat vir jou wag nie. Ons gaan altyd shaken wees as ons oë nie gerig hou op Jesus nie. Want hy het 'n beautiful plan vir jou. Kom ons sluit ons oë. Dankie Jesus dat U goed en dat U getrou is, Hemelse Vader. Dankie dat U lief is vir ons. Jesus, dankie dat U lief genoeg was vir my om my te red uit brutal, onmenslike, moeilike omstandighede, Hemelse Vader. En ek weet soveel mense kan vanoggend met my relate hierso wat hier sit vanoggend, Hemelse Vader. En vereenseldig met my en sê my omstandighede was so moeilik. Dit is so moeilik. Jesus, maar dankie dat ek weet dat U genade vir ons genoeg is. Dankie dat U lief is vir ons, Hemelse Vader, en U is so lief vir ons dat U U enigste seun vir ons gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf. Here, help ons om verantwoordelikheid te vat vir dit waarvoor U ons geroep het, Hemelse Vader. En dat ons die roeping wat op ons lewe is, ons nie ligtelik sal opvat, Hemelse Vader, but that we will take responsibility, because when we function in our calling, it will make us happy. Jesus, dankie dat ek kan bid vir elke persoon, my en Kluis, hier voor my en agter my, Hemelse Vader, en almal wat betrokke is by Leefgemeente of een of ander manier, Hemelse Vader. Thanks God that you've got a plan. Thank that you see the bigger picture, Lord. Thanks that you are strong in our weakness. Jesus, en ek kom bid vanoggend, Hemelse Vader, vir 'n groot openbaring van wie U is, Hemelse Vader. 'n groter openbaring vir waarheen U ons roep. Here, en dit gaan nie altyd lyk soos ons dink en beplan nie, Hemelse Vader, maar is beter. Because God made us for more than we can think or imagine or dream. He's got beautiful plans for you, for your family, for your kids. Hemelse Vader, help ons om nie mismoedig te wees en uit te hang by ons tekortkominge en ons goed wat ons die merk mis nie, Hemelse Vader. Maar dankie dat U ons roep om uit te strek en ons los te maak van dit wat agter is en ons uit te strek na U wonderlike plan vir ons lewe. You call the church to see your divine plan play out here on earth, Lord. Hemelse Vader, en ek bid dat ons hierso as kerk vanoggend, Hemelse Vader, mekaar se hande sal vat, Hemelse Vader, en sê, come on, we are called for a greater purpose, Lord. Dankie dat ons kan opgewonde raak oor die toekoms. Set your church on fire, there is hope, because Jesus is alive. Here, vergewe ons vir al die kere wat ons leef asof U nie lewendig is nie. Vir al die kere wat ons leef en net staat maak op ons eie krag en ons eie dinge. Here, kom met U Heilige Gees. En kom openbaar net U teenwoordigheid aan een en elk van ons hier vanoggend, Hemelse Vader. En as alles wat ek gedeel het vanoggend by die agterdeur uit is, Hemelse Vader, en ons ervaar net U teenwoordigheid vanoggend.
Amen. Dankie Jesus.